Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek dink ons almal het al gesien met kinders, jong kinders, kleuters, dat kleuters hierdie hoekom-fase bereik. Ek weet nie of jy dit al opgetel het nie, dat hulle hierdie hoekom-fase bereik. So vir jou kind sê, kom ons gaan borsel tande, en dan sal jou kind vir jou sê, maar hoekom moet ons tande borsel? Dan sê vir jou kind, want anders te gaan Kobus kiem, ons tande vrot maak, en ons tande gaan uitval. En dan sê jou kind, maar hoekom kort ek tande? En dan sê jy vir jou kind, want as jy nie tande het nie, kan jy nie kou nie, en as jy nie kan kou nie, gaan jy nie kan eet nie, en dan gaan jy doodgaan. En dan vra jou kind vir jou, maar hoekom gaan ons as mense dood? En dan is jy in daai moeilike gesprek. En die realiteit is, dat dit in die begin is dit cute. In die begin as jou kind heeltyd sê hoekom, en vra hoekom, as dit vir ons oulik, maar soos wat hulle ouer word, dan raak mens later gefrustreerd. Jy kom op daai punt as ouers, okay, ek het dit al gedoen 'n paar keer, waar jy sê, luister, jy doen dit want ek sê so. Doen dit net want ek sê so. En dit werk vir 'n kort rukkie. Dit werk vir 'n kort rukkie in jou kinders se lewens, of hulle sê, doen dit want ek sê so. Maar daar kom 'n stadium in 'n lewe wat dit nie meer werk nie. Dit werk nie meer nie, vriende, want ons as mense benodig 'n hoekom. Ons as die mensdom is 'n spesies wie se optrede altyd voortspruit uit oortuigings uit. Altyd. Dit is hoe ons werk. Ons is 'n mense, die dinge wat ons doen, vriende, doen ons nie net omdat ons het nie net nodig om te weet wat om te doen nie. Ons benodig ook die want. 'n Paar jaar gelede wat daar 'n boek uitgekom, deur die ou met die naam van Simon Sinek, hy's een van hierdie leierskaps experts, en hy het 'n boek geskryf wat hy getitel het Start with the Why. En in die boek wat hy doen is, hy gaan kyk deur geskiedenis na groot leiers wat die mensdom gemobiliseer het tot dinge, en wat hy sê, die een ding wat al daardie groot leiers in alle industrieë in gemeen gehad het, is dat hulle is 'n mense wat begin met die hoekom. Hulle is 'n mense wat besef dat as jy ander en jouself, maar as jy ander wil mobiliseer, dan het jy eers nodig om mense te motiveer. Hy gaan kyk na hoe ons breine werk, en hy sê dat selfs hoe die mense brein werk, daai gedeelte in ons breine wat ons kry om dinge te doen, spring regtig in werking soos wat ons eers op daai punt is, waar ons die hoekom verstaan het, waar ons gemotiveer is, deur goeie redes om dinge dan te doen. En vriende, dieselfde beginsel sien ons ook uitspeel, wanneer dit kom by ons verhouding God. Dieselfde beginsel is ook hoe dit werk in ons interaksie met God. As jy na die Bybel kyk, vriende, die Bybel is vol van opdragte. Die Bybel is vol van God se moeds en moenies aan ons, maar vir elke ding, vriende, waartot God ons roep, gee God vir ons eers 'n rede. Daar's redes wat God vir ons gee, soos wat hy ons roep tot dinge, en hierdie beginsel, vriende, sien ons ook uitspeel in die boek van Jona. Dit is hoe ek en jy kan sin maak van die boek van Jona. As jy hierso was saam met ons laas week, sal jy onthou, ons het gesê dat daar's een groot opdrag wat regtig die boek Jona oorgaan. Die opdrag vind ons in die heel eerste 2 woorde van die boek van Jona, en ons vind presies dieselfde woorde dan in volgende week se gedeelte, hoofstuk 3, vers 1 tot 2. Die opdrag in die boek van Jona, aanvanklik aan die profeet Jona, maar so ook aan ons, is die opdrag, staan op en gaan na die Ninefees van hierdie wêreld. Dit is die opdrag in die boek van Jona. Maar vriende, soos wat God vir Jona en soos wat God ons roep om op te staan en te gaan na ons Ninefees toe, soos wat God ons roep om sendelinge te wees, is die boek van Jona daar eers om in die eerste plek vir ons die hoekom te gee, die want te gee, die redes te gee, hoekom ons inderdaad sendelinge behoort te wees. En wat ons laasweek gesê het, is daar's hierdie 4 kort hoofstukke in die boek, en in elkeen van die hoofstukke is daar 'n interaksie tussen God en Jona, en in elke interaksie tussen God en Jona, is God besig om vir Jona en vir ons te motiveer
om na Ninive toe te gaan. Hoofstuk 1, laasweek het ons dit gesien. God het gesê, gaan na die Ninive's van ons wêreld toe. Hoekom? Want ek is die verhewe God. Ek is die verhewe God en so julle hoef nie bang te wees vir die Ninive's van julle lewens nie. In vandag se gedeelte hoofstuk 2 gaan ons die volgende sien en ek sê dit vir ons aan die begin en dan sal ons na die storie kyk. Ons gaan vandag sien vriende dat ons kan opstaan en gaan en sendelinge wees want die Here is die reddende God. En omdat hy die reddende God is, mag ons nie die Ninive's van hierdie lewe vergeet nie. En dit is wat ek wil moet sien. Hou julle Bybels, maak julle Bybels oop, daar waar jy is dalk by die huis, of jy blaadjie voor jou, kom kyk gou vinnig saam met my na die teksgedeelte, voor ons in die detail inzoom, wil ek jy ons met die struktuur sien hierso. En dit is baie belangrik, die struktuur, vriende, van hierdie gedeelte vandag, is wat ek al tevore genoem het, is een van daai hamburger strukture. Met ander woorde, wat ons hierso het, is kyk saam met my daar so in 1 vers 17, 1 vers 17 korrespondeer met 2 vers 10. Dit is soos die buns van hierdie hamburger. En in al twee daai eerste en in die laaste versie sien ons dat God doen iets. En wanneer God iets doen, is daar gevolglik iets wat die vis doen. En dan is daar iets wat met Jona gebeur. Dit is wat ons in 1 vers 17 het. Dit is wat ons in 2 vers 10 het. En dan in die middel van daai 2 versies het ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 9 Jona se gebed. Dis die patty van hierdie burger. En dit is daai gebed van Jona waarop ons tyd vandag wil spandeer. Dit is daai gebed wat ons op wil fokus. En hier in Jona se gebed, vriende, soos wat Jona homself binne in die maag van die vis vind, is daar 3 waarhede wat uitstaan in sy gebed, wat ek wil hê ons moet sien. Kyk saam met my daar. Die eerste waarheid wat ons gaan sien is dit. Ons sien hierso, Jona het die Here se redding benodig. Jona het die Here se redding benodig. Ek het vir altyd gedink, toe ek hierdie storie gelees het, ek het altyd gedink die krisis waarin Jona homself bevind, is die feit dat hy binne in die maag van 'n vis is. Ek bedoel, dit kan nie lekker wees nie. So 3 weke terug, ek weet nie of julle dit gesien het in die koerante nie, maar jy kan dit gaan Google en daar's 'n klomp artikels oor dit. 3 weke gelede in Amerika was daar 'n ou, sy naam is Michael Packard en hy is 'n professionele kreefduiker. Hy's 'n lobster diver. 3 weke gelede was Michael Packard in Cape Cod deur 'n walvis ingesluk. True story, daar was getuies. Julle kan daarna gaan kyk. En Michael Packard vertel vir hoe hy was net vir 'n minuut of so binne in die walvis gewees, maar hy vertel van hoe totaal en angsbevange hy was en hoe hy uitgespoeg was en hoe hy in die hospitaal opgeëindig het, hy het gedog bene gebreek en alles, maar hy was okay op die einde. Maar jy kan nie dink, dit kan nie lekker wees om deur 'n vis ingesluk te word nie, maar vriende, dit is nie die krisis waarna hierdie storie verwys nie. Kyk saam met my daarso in die gedeelte. Vriende, die krisis hier is nie vers 1 dat Jona homself in the belly of the fish bevind nie. Die krisis van die gedeelte is eerder, kyk na vers 2. Dis in die verlede tyd, dit was dat Jona homself in the belly of Sheol bevind het. Nou Sheol is in die Ou Testament verwys Sheol na die doderyk. Die Sheol verwys na die plek van die graf en die doodsgevaar waarin Jona homself bevind het, wat hy hier terwyl hy nou binne in die maag van die vis is, oor na toe terugdink en na verwys, is die feit dat hy in die waters was en dat hy daar besig was om te verdrink en so probeer die prentjie te sien, die beelde te sien wat Jona hier beskryf. Sien dit met jou oë, die prentjie wat Jona beskryf in sy gebed hierso. So laasweek, hoe het laasweek geëindig? Jona was deur die matrose in die waters ingegooi. Nou beskryf hy daai krisis van hom. Kyk saam met daar in vers 3. En Jona verduidelik hoe hy daar in die dieptes was. Hy was daar in die hartjie van die see, sê hy vers 3. En jy kan vir Jona daarso sien, soos wat hy spartel en soos wat hy probeer kop bo water hou, en hy beskryf daar hoe die vloedwaters en die strome en die golwe het oor sy kop gegaan, en dan kom Jona op hy punt later wat hy nie meer sy kop bo water kan hou nie, en hy begin afsak, en hy sê daar in vers 5, beskryf hy dit dat die waters het oor hom toegemaak.
Jona beskryf daar, hy sê die dieptes het my omvou. Hy vertel daarvan hoe die seegras het hom begin verstrengel. Jy kan net sien hoe dit om sy nek en om sy lyf hom vashou en Jona is besig stadig maar seker om dieper en dieper te sak en te verdrink. Soveel so, kyk aan vers 6, tot Jona uiteindelik tot by die fondasie van die berge kom. Met ander woorde, reg op die bodem van die see beland. Maar baie belangrik, vriende, Sheol in die Ou Testament verwys nie net bloot na die doderyk en net bloot na die plek van die graf nie, maar dit is ook 'n beeld wat God se oordeel kommunikeer. Sheol is die plek waarna toe die gaan wat hulle self teen God verset het. Sheol is daar die plek waar mense verwyder is van Shalom, die plek waar God se seëninge en sy goedheid en sy guns geniet word, wel Sheol is die teenoorgestelde van dit. Dit is die plek waar God se goedheid en guns en seëninge en teenwoordigheid in daardie sin nie daar is nie. Sien raak hierso in Jona se gebed, hy besef dis eintlik sy krisis. Jona besef nie net dat hy's in water waar hy verdrink nie, hy besef hy's eintlik onder die oordeel van God. Kyk daar vers 3. Jona sê in vers 3, Lord, it was you who cast me into the deep. It was your waves, it was your billows that passed over me. Kyk aan vers 4, Jona sê, then I said, I am driven away from your sight. Daai woorde daar, vriende, vers 4, I am driven away from your sight, is in die Hebreëus presies dieselfde woorde wat ons in Genesis 3 vers 24 het. Dis dieselfde woorde wat God gedoen het met Adam en Eva, na aanleiding van hulle versetting, hulle rebellering teen God, hoe God vir Adam en vir Eva uit sy aangesig uit die tuin van Eden uitgedryf het. Jona sê, Here, dit wat Adam en Eva se storie was, is hoe my lewensstorie besig is om uit te draai. Jy moet dit nie mis nie. Vriende, moenie die traject van Jona se lewensstorie hier mis nie. Kyk saam met my vinnig op die skerm. In laasweek se gedeelte, hoofstuk 1 vers 3, het ons laasweek gesien dat Jona het die Here verontagsaam en wat toe gebeur het is toe Jona die Here verontagsaam het ons gelees and he went down to Joppa. En so hy probeer vlug van die Here se aangesig af. Hy wil nie doen dit wat die Here sê nie. En die Here kom dan en die Here pursue laas week vir Jona. En die Here stuur 'n storm en wat doen Jona toe? Wel, and Jonah had gone down into the inner part, of you can say the belly of the ship. En nou in hoofstuk 2 vers 6 word ons dit vertel. Selfe woord, derde keer is daar as pris. Ons moet dit nie mis nie. Nou sê Jona, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Hierdie is die punt, vriende. Die punt wat Jona se lewensstorie vir jou en my wil vertel, is dat hoe verder Jona wegbeweeg het van God se goeie wil op sy lewe, so ver wat Jona wegbeweeg het van God se roeping op sy lewe, hoe dieper en dieper het hy in die gemors beland, in die diep waters beland, en hoe nader en nader en nader het Jona begin beweeg aan Sheol, die plek waar God se goeie aangesig, sy goedheid en sy guns afwesig is. En vriende, die realiteit is dat dieselfde beginsel wat uitspeel in die lewe van Jona, is ook soveel kere in ons as die mens, ook die traject van ons lewensstories. Moet my asseblief tog nie verkeerd hoor nie. Ek is nie besig om te sê dat elke keer as ek of jy of iemand hulle self in 'n krisis bevind, is dit omdat ons gesondig het en vir daardie rede onder God se oordeel is nie. En Jesus maak dit baie duidelik, Johannes 16 vers 33 sê Jesus, in this life you will have trouble. Ons lewe, vriende, in 'n gebroke wêreld. So baie kere in hierdie lewe is daar moeilike dinge wat gebeur, diepe waters waarin ons self bevind, want ons lewe net in 'n gebroke wêreld. Dit is so.
Inderdaad sê die Nuwe Testament baie kere, dat dit is juis baie kere wanneer jy getrou aan die Here gaan wees, wat jy jouself in diep waters gaan bevind. 2 Timoteus 3 vers 12, Everyone who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So dit is inderdaad waar, ons moet nooit daai waarhede vergeet nie vriende, maar ons moet ook nie hierdie waarheid van Jona hoofstuk 2, ons moet nie hierdie waarheid ook vergeet nie, want hierdie moet ook onthou word. Die waarheid wat ons hier sien vriende, net soos Jona, is dat wanneer ons as 'n mense, individueel, maar dit kan ook kollektief waar wees, van ons as 'n groep mense of die mensdom, vriende, wanneer ons willens en wetens in die teenoorgestelde rigting as God en sy wil beweeg, sal ons lewens mettertyd toenemend afwaarts spiraal. En dit maak tog sin, doen dit nie? As die plek onder God se heerskappy, soos Adam en Eva, soos Jona aanvanklik, as daardie die plek is waar shalom is, waar God se goedheid en guns en vrede en vreugde gevind kan word, as ek myself stadig maar seker sê, maar ek wil wegkom van die Here af, dan is ek besig om weg te beweeg van sy goedheid af. My lewe gaan stadig maar seker net uitrafel, degenereer, en indien iets nie gebeur nie, uiteindelik opeindig in Sheol, die plek waar God se goedheid en guns nie meer teenwoordig is nie. Maar hoor mooi, vriende, hoor asseblief mooi, 'n God wat 'n mense, en dalk jou en my, op sulke lewenspaadjies laat afgaan, want ons moet dit nie vergeet nie, dit was God wat net die storm gestuur het vir Jona. Dit was God gewees wat toegesien het dat die matrose hom in die water gooi. God het gesien hoe Jona daarso spartel in die water. God het gesien hoe Jona besig was om te verdrink. Vriende, 'n God wat ons op sulke lewenspaadjies laat afgaan, is nie 'n kwaai en 'n vindictive tipe van liefdelose God nie, hy is juis 'n liefdevolle God. Want dit is op daai plek waar 'n mens besef, hoorie, maar ek het redding nodig. En daar's redding beskikbaar vir my. En dit is wat ons sien in die res van die storie. Kyk saam met my daar. Die tweede ding hierso wat ons in Jona se gebed sien, wat Jona besef, soos wat hy nou in die maag van die vis is Jona besef dat hy het die Here se redding bekom. Hy het die Here se redding bekom. Ons praat baie kere, nee. Ons sal baie kere sê, iemand het rock bottom geslaan. Ons sal self sê, iemand het nodig om rock bottom te slaan. Gewoonlik, wanneer ons daai tipe van taal gebruik, verwys dit na iemand wat, ons verwys dalk na 'n alkoholus, of ons verwys dalk na 'n dwelmverslaafde, of ons verwys dalk na iemand wat net onsaglik hardkoppig is, en jy praat met hulle, of iemand praat met hulle, en roep hulle tot iets, maar hulle wil net nie luister nie, hulle kan amper net nie luister nie, en ons sal sê, daardie persoon het nodig om rock bottom te slaan. Vriende, dit is wat hier met Jona gebeur, letterlik. Hy letterlik tref die bodem. Hy is daar by die fondaas van die berge, op die bodem van die see. Dis waar Jona homself bevind, en dit is daar, reg waar hy tot die einde van homself kom. Dit is daar waar ons vir Jona sien nou, draai na die Here toe. En soos wat Jona draai na die Here toe, sien ons 3 dinge in die manier wat hy draai na die Here toe. Kyk saam met my daar. So die eerste ding, vers 2, wat Jona doen is hy roep uit tot die Here. Hy sê, I called out to the Lord, out of my distress, out of the belly of Sheol I cried. Maar die tweede ding wat ons sien is, hy roep nie net uit nie, maar ons sien hoe hy uitroep na die Here toe. En die eerste ding wat Jona hierso doen is, hy erken, en hy bely sy sondeskuld. Vers 4, hy sê, I am driven away from your sight. Met ander woorde, Here, hoofstuk 1 vers 3, ek was die een wat besluit het om uit u goeie aangesig uit te kom, en nou het ek presies gekry wat ek eintlik gesoek het. Here, hier waar ek myself bevind, dit is my skuld, dit is nie u skuld nie, dit is niemand anders se skuld nie. Here, dit is ek wat teen u en u alleen gesondig het.
Maar dan, en hierdie moet ons nie mis nie, die derde ding, vriende, wat ons hierso sien wat Jona doen, daar op die bodems van die see, daar waar hy tot die einde van homself kom, is Jona het staat gemaak op die Here se reddende genade. Sien jy daar so die tweede helfte van vers 4? Yet shall I again look upon your holy temple. Soos hy in die waters is, het hy hierdie confidence. Hy sê, Here, ek weet, U sal my red. Die tempel is natuurlik die plek vir Israel gewees, waar 'n mense met hulle sonde nie probeer vlug van die Here se aangesig nie. Die tempel is die plek waar hulle met hulle sonde kom na die Here se aangesig toe. En die tempel is die plek waar hulle vergifnis ontvang vir hulle sondes, waar hulle versoening kan geniet met God, waar hulle gemeenskap met God kan geniet. En Jona hierso sê, Here, ek weet dit is my voorland. Ek weet dit is hoe my lewensstorie sal eindig. Yet I shall again look upon you in your holy temple. En hoor mooi, vriende, dit is dan in daardie plek wat hy op daardie wyse uitroep na die Here, vertrou op die Here se redding. Dit is in daardie plek waar Jona dan gered word. Dit is dan wanneer 1 vers 17 daar gebeur. Dit is dan wanneer die Here die vis stuur wat vir Jona insluk. Met ander woorde, vriende, die vis is nie die probleem nie. Die vis is die antwoord. Die vis is nie die krisis vir Jona nie. Die vis is God se voertuig van redding vir Jona gewees. En weer eens, vriende, soos Jona, so ook vir jou en vir my. Ek weet nie van julle nie, maar ek vind dat baie keer in my eie lewe, wanneer ek willens en wetens teen die Here se wil gegaan het. En wanneer ek gesondig het, myself in diep waters bevind, op die bodem bevind, dis juis op daai tyd wat ek dink, hier kan die Here se genade my nie kom kry nie. Ek het myself hier gekry, op die bodem. Hier is ek buite die bereik van die Here se reddende genade, maar vriende, dis die hele punt van die Bybel, dis die hele punt van ware Christenskap en die ware God. Hy's juis 'n God wat ons daar op die bodem van ons bestaan vind en wat ons daar red. Daar waar ek en jy rock bottom slaan, dit is daar waar ons die reddende genade van die ware God ontmoet. Dit is in die laagste oomblikke van ons lewe waar ons vir God vind. Kyk hierdie woorde saam met my, Jesaja 57 vers 15, hierdie pragtige vers, soos die profeet Jesaja hier namens die Here praat. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig lewe en wie se naam heilig is. Ek woon in 'n hoë en 'n heilige plek en ek woon ook by hom wat gebroken en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges en ek gee nuwe krag aan die wat gebroken is of die wat verdruk is. So, vriende, kom ons hoor dit. En kom ek en jy hou op om in die waters te probeer spartel en swem, kom ek en jy op om onsself te probeer red. En kom ons doen dit wat Jona daarso doen in hoofstuk 1 vers 7. 1 vers 7, kom ons doen dit. Jona sê, when my life was fainting away, I remembered the Lord. Vriende, kom ons onthou die Here. Kom ons onthou die Here. Kom ons doen presies dit wat Jona hier gedoen het in vers 2 tot 4. Kom ons wees 'n mense wat uitroep tot die Here. En ons roep uit tot die Here en sê, Here, red ons. Red my, want ek kan nie myself red nie. En Here, ek besef dat ek vind myself in hierdie spreekwoordelike diep waters waar ek is, Here, weens my sonde, nie iemand anders se sonde nie. Kom ons hou op ander mense die skuld gee. Kom ons roep uit tot die Here, sê, Here, ek het redding nodig, ek kan nie myself red nie, ek bevind myself hier weens my sonde, en Here, ek weet, U sal my red. Julle, kom ons maak staat,
dat die Here kan en wil en sal ons red. Die vraag is, hoe kan ons seker wees? Mens dink, ek kan dalk uitroep na die Here toe om my te red, maar ek kan nie seker dat hy my sal red. En die antwoord is, jy kan. Jy kan net soos Jona, kan ek en jy seker wees, die Here kan en sal ons red. Hoekom kan ons seker wees? Want, vriende, die Here het vir ons 'n teken gegee. Die Here het vir ons 'n teken gegee. Kyk saam met my Matteus 12. Net voor ek die woorde vir ons lees van Matteus 12, nog nie dadelik daarna kyk nie, maar wat ons het in Matteus 12 is Jesus en daar's fariseërs wat na Jesus toe kom, en die fariseërs wat na Jesus toe kom, is nie oortuig dat Jesus is God se redder nie. Hulle sê vir Jesus daarso, Jesus gee vir ons 'n teken. Jesus gee vir ons 'n teken, dat ons kan seker wees dat jy is God se redder. En dan sê God hierdie woorde vir die fariseërs. Ek lees vir ons Matteus 12 vers 39 tot 41. Jesus sê, "An evil and an adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something or someone greater than Jonah is here." Jesus sê daar, ek is groter, ek is beter as Jona. Hierdie is hoekom ek beter is, sê Jesus. Hierdie is hoekom ek beter is as Jona, want anderste as die eerste Jona, wat in God se oordeelswaters opgeëindig het, weens sy sonde, is Jesus die Jona wat in God se oordeelswaters ingeëindig het, nie vir sy sonde nie, vriende, maar vir jou en vir my sonde. Vers 4, Jesus op die kruis was die een wat uit God se goeie aangesig uit verwyder was. My God, waarom het U my verlaat? Vriende, sodat ek en jy nooit ooit God verlate hoef te wees nie. En Jesus is die beter Jona, want anders as die eerste Jona, vers 6, wat uit die put uit sy lewe was opgewek, sê die teks daar, uit die put van die waters uit, bloot net vir sy eie toe doen, was Jesus uit sy grafput uit lewend gemaak en opgewek, nie net vir homself nie, maar vir jou en vir my. Sodat ons nou, vers 7, mense kan wees, wie se lewens nooit sal wegvynd nie. Ons lewens sal nooit wegkwyn nie, want ons is in hom. Vriende, hoor mooi, Jesus is God se bevestiging aan jou en aan my, dat God ons kan red en dat hy ons sal red. Inderdaad, dit is wat Jesus se naam beteken. Jesus se naam beteken die Here red. Dis letterlik wat sy naam beteken, om ander beeldspraak te gebruik uit hierdie hoofstuk uit. Vriende, Jesus is as dit ware soos die vis wat God vir ons gestuur het. Die een waarin ek en jy veilig skuiling kan vind van God se oordeelswaters. En dit is in daardie plek, veilig binne in Jesus. Dit is in daardie plek, vriendin, waar ek en jy diep bewus is van een, nie net waarvan ons gered is nie, maar daar waar ek en jy bewus is van hoe die Here homself gegee het om ons te red. Dit is as ek en jy soos Jona diep bewus is van daai reddingsdaad van die Here, waar ek en jy dan ook 'n diep oortuiging sal hê om en duidelik sal wees, opnuut sal besef waarvoor ons gered was. En dit is die laaste ding wat Jona hierso in sy gebed vir ons uitwys. En ek wil hê ons moet dit sien. Kyk sommer na die laaste 2 versies daar in Jona se gebed, vers 8 tot 9. Hier sien ons hoe Jona het die Here se redding besing. Hier kom ons aan die einde van Jona se gebed.
En ons sien Jonas se reaksie op die redding wat hy bekom het. Sien julle daarso vers 8. Die eerste ding wat Jonas sê, vers 8 is, "Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love." Jona is nou meer as ooit tevore, is hy so oortuig van hoe absoluut dwaas dit is om jou hoop in afgode te plaas. Om te kyk na afgode om jou te red. Jonas sê dit is dwaas, want idols, sê hy, is vain. Met ander woorde, hulle is nietig, hulle is nutteloos. Hulle kan jou nie red nie. En vriende, ons het nodig om dit vir ons mekaar te sê, want ons vergeet die werklike redding wat ons gehad het, en so vinnig hardloop ons, nê. Ons hardloop so vinnig na wat ook al ons afgode van ons tyd is, en ons kyk na hierdie ding, of na die persoon, of na hierdie ideologie, kyk ons om ons te red, maar vriende, hulle kan ons nie eers red van die waters, waarin ons osself in die gemors van ons lewens nou bevind nie. Hoeveel te meer kan daai afgode ons nie red van die oordeelswaters van God nie. Maar Jona gaan aan, hy sê 'n verder rede hoekom dit dwaas is om te vertrou op afgode om jou te red, is hy sê, want as jy dit doen, dan is jy besig om uit te mis, sê hy, op die Here se standvastige liefde. Vriende, onthou dit, daar is net een God, die ware God, wie se liefde standvastig is. En dit is die God wat vir ons gewys het, hy is so lief vir ons, dat hy in die persoon van Jesus tot op die bodem van Sheol gegaan het, om vir jou en vir my te red. En as die Here dit gedoen het, vriende, as die Here tot daardie extreme afgesak het om jou en my te red, hoeveel te meer sal hy jou en my nie dan uit al ons ander diepe waters uit bly red nie. Maar die laaste ding, kyk hierso die laaste ding wat Jona doen, soos wat hy diep bewus is dat hy die Here se redding bekom het. Die laaste ding waarop hy op eindig, sê hy daar in vers 9, hy sê, "I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord." Hier reg op die einde is die klimaks van sy gebed. Hierso sien ons 'n Jona wat dankbaar is vir sy redding. Maar sy dankbaarheid lei tot gehoorsaamheid. "I with thanksgiving will sacrifice to the Lord what I have vowed I will pay." Sy dankbaarheid lei tot gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Aan die opdrag van hoofstuk 1 vers 1 en 2. Die opdrag wat nou net in die volgende verse hierna, hoofstuk 3 vers 1 tot 2 gaan wees. Jona sê hier in die maag van die vis, "Here, U het my gered en ek sal gaan. Ek sal gaan Ninive toe. Ek sal gaan na Ninive toe." Hoekom? Want salvation belongs to the Lord. Dis een van die dinge wat ons doen in ons land. Dis veral dink ek in Suid-Afrika 'n groot debat op hierdie stadium. 'n Groot striweling is oor wat is die verantwoordelikheid van ons wat privileged is, en wat is ons verantwoordelikheid teenoor ander? Wat is die verantwoordelikheid van die wat het teenoor die wat nie het nie? Nou in die konteks waar ons in 'n politiese, sosiologiese plek oor dit praat, dan is die ding wat dadelik in ons harte opkom, by ons is, maar ek het nie nodig hier om ander te help nie, want dit wat ek het ek voor gewerk. Dis myne, ek het daarvoor gewerk. En dit is wat ons baie kere sal sê. En daai is 'n gesprek dalk vir 'n ander dag. Maar vriende, wanneer dit kom by ons redding, is dit nie 'n privilege wat ek en jy voor gewerk het nie. Ons redding, vriende, is alles net genade, inderdaad. Salvation belongs to the Lord. En dus mag ons nie dit vir onsself hou nie. Nee, ons behoort God se redding met ander te deel. En ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit deur net vir 'n laaste keer ons neus in die teks te druk. Kyk saam met my daar na hoofstuk 2 vers 1. In hoofstuk 2 vers 1, soos wat ons afsluit, sien ons dat Jona het gebid tot wie? Tot die Here, sy God. En aan die einde van vers 6 sien ons dat dit is weer eens wat Jona in sy gebed sê. Hy sê, "O Here,
My God. Maar vriende, die feit dat Jona sê, o Here my God, beteken nie dat God het aan Jona behoort nie. Dit beteken eerder dat Jona behoort aan God, want redding behoort aan God. En hierdie is hoe ware aanbidding van die ware God lyk. Die wat diep geraak is, dat hulle deur God gered is, die wat werklik besef dat God hulle God is, hulle is 'n mense wat nou vrygemaak is, wat nou gemotiveer is en dis gemobiliseer is, om te sê, maar die Here kan ook ander red. Die Here kan ook hulle God wees. En dit, vriende, is my gebed vir ons. Ligpunt, mag dit waar wees van ons. Mag ons 'n kerk wees, mag ons 'n mense wees, wat so aangevuur is, so diep geraak is deur die redding wat ons geniet, dat ons dan sal opstaan en sal gaan na die Ninefees van ons lewens toe, dat ons sal gaan, sodat ander ook God se redding kan geniet, en sodat hulle ook kan uitroep en sê, die Here is my God, die Here is ons God. Kom ons gaan, kom ons doen dit, vriende. Kom ek bid vir ons. Ag Vader, ons dankie vir hierdie herinnering en hierdie storie van Jona se lewe, waar ons verby Jona kan kyk en die beter Jona, Jesus, kan raak sien. En Here, ons wil vir U so dankie sê, dat U ons gered het uit die diepe waters uit, waar ons sondes ons gebring het. Here, dankie dat hier binne in Jesus is ons veilig, altyd veilig, en sal ons vir alle ewigheid nog U redding besing. Here, ons wil dit vandag besing, maar nie net met ons lippe nie. Here, ons wil dit besing deur uit te gaan na die Ninefees van ons wêreld toe, en vir hulle te gaan vertel van die God wat hulle ook kan red, in die persoon van Jesus. Ag Here, stuur ons uit en doen daardie werk in ons en dan ook deur ons. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.